dag jou blare dra. Hallo julle, baie welkom by ons sessie saam wat ons met julle gaan gesels vir die volgende 9 weke. Dis 'n voorreg om by julle te kan wees. En soos wat julle gehoor het, die liedjie wat aan die begin gespeel het, is van Kaleidoskoop en hulle het vir ons dit beskikbaar gemaak, omdat dit so net goed inpas by wat ons graag wil oor die volgende 9 weke met julle deel. Jy weet, waar daar een versie net so sê, dat kan jy soos hierdie lewe oorkom deur bladwisselend te lewe. So met ander woorde, verandering en goed wat nodig is vir my en vir jou, om regtig lewens te kan leef wat vol is. 'n lewe met rede. So, ek wil graag net soos vir julle aanmoedig om julle harte oop te maak, deur hierdie 9 sessies wat ons gaan doen. Dit wat jy gaan insit, gaan jy uit kan kry. So as jy jou hart toehou, dan gaan dit moeiliker wees, maar as jy jou hart oopmaak, dan gaan jy regtig baie uit hierdie sessies uit kan kry. So asseblief, kom saam en deel jou hart in hierdie 9 weke wat ons saam is. Ek het onlangs 'n begrafnis bygewoon van 'n ouerige man wat oorlede is. En tydens die feesvieringe het sy kinders 'n gevolgtrekking gemaak en gesê, ons vier my pa se lewe, want dit was 'n lewe goed gelewe. En dit het my so getref om aan die einde van 'n leeftyd van 'n 74-jarige leeftyd te kom en sê, dit was 'n lewe goed gelewe. En is dit nie wat elkeen van ons vir onsself sal wil hê nie? Wat 'n gevolgtrekking tot die einde van ons lewens. Want daar is iets baie hartseer aan vermiste geleenthede, vermorste potensiaal. En ons nooi julle uit om in hierdie reeks jou hart oop te maak en in te bou in jou lewe, om ook te kan sê, hierdie het 'n impak gehad op my lewe, sodat ek ook kan goed lewe. So die naam van ons eerste sessie is, waarheen is ons op pad? En ek gaan nou met julle 'n paar goedjies deel, maar voordat ons begin met enigiets wat ons met julle gaan deel uit ons eie lewens uit, is die belangrikste ding waarby ons moet begin, want as jy nie dit het nie, dan maak niks van hierdie wat ons gaan doen van hierdie af verder sin nie. Jesus sê daar so in Matteus 16 vers 13 tot 20, toe het Jesus in die omgewing van Caesarea Philippi gekom, en hy vra toe vir sy disippels, wat dink die mense is, of wie dink die mense is ek, die seun van die mens? Wel, antwoord hulle, party sê, U is Johannes die Doper, ander weer Elia, nog ander Jeremia, of een van die ander profete. Hy sê toe vir hulle, wel, wat sê julle? Wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord en gesê, U is die Messias, die seun van die lewende God. So, hierdie is die basis van hoe om 'n lewe met rede te kan lei. Jy en ek moet elkeen daai vraag antwoord, soos wie is Jesus? Nie net wie is Jesus, soos wat hierdie antwoord eerstens gekom het, maar hierdie mense sê so, daai mense sê so. Nee, Jesus bring dit na ons hart toe. Soos wat hy vir sy disippels gevra het, so vra hy vir my en vir jou. En dis wat ek graag vir jou wil vra vanoggend, soos, of vanmiddag, of vanaand, wanneer jy dit ook al kyk. Wanneer jy soos daai vraag vra, vir jouself, wie sê jy is hierdie Jesus? Daai is die belangrikste vraag om te antwoord. Nie oor die hoor sê wat ander mense gesê het nie. Maar kan jy uit jou hart uit sê, Jesus, U is die seun van die lewende God. En dit is die vraag wat elkeen moet antwoord. Ons gaan aan die einde ons bietjie verder daaroor gesels, maar dis die wegtrekpunt vir my en vir jou, oor wat ons in ons lewe moet hê, en die grootste vraag wat ons moet antwoord. En ek wil graag hê jy moet daai vraag kan antwoord, in so 'n mate dat ja, ek weet wie Jesus is. Ek ken hom, hy is my persoonlike vriend. En dit is die beweegrede vir ons lewens wat ons het, is verhouding met Jesus Christus. En dit is waarop alles wat ons gaan doen van hier af gebou is. So, wanneer ons van daai plek af vorentoe beweeg, dan het ons 'n ander skrif van Jesus wat hy weet wie hy is. En vandag se sessie gaan oor identiteit. En ek weet, almal van ons het 'n plek van identiteit wat ons, selfs al doen jy dit doelbewus of nie, jy vind jou identiteit in baie goed. Jy kan jou identiteit vind in jou vriendekring, jy kan jou identiteit vind in wat jy doen, jy kan jou identiteit vind in hoeveel geld jy het en goed jy het. So ons as mense is gemaak om soos
iets of iemand te wees. En die enigste plek waar jy daai kan kry is obviously by die Here. Maar ek wil gou vir julle voorhou, net soos hoe daai werk in Johannes 13 vers 3 tot 5. Ons vind weer vir Jesus en dit sê daar soos Jesus het geweet dat die Vader alles tot sy beskikking gestel het en dat hy van God gekom het en weer na God toe teruggaan. En hy het toe van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek, 'n doek gevat en dit om hom vasgebind. En daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was. En dan af te droog met die doek wat hy om hom vasgebind het. Nou, hierdie is vir my so 'n, jy weet, so 'n mooi prentjie van wat dit beteken om werklik te weet wie jy is. Want net seuns en dogters kan dien vanuit daai plek van absolute identiteit. Jy is soos, wat die Engels sê, you are secure in your identity. Jy weet wie jy is. En wie jy is eintlik soos wie lief is vir jou en wie vir jou soos net cover. En as jy weet maar, ek is 'n seun of 'n dogter van die lewende God, en dis waar jou identiteit vanaf kom, dan gaan jy anderster wees as ander mense. Dan gaan jy anderster wees as wat hierdie wêreld is. Soos wat Jesus hierso vir ons wys. Dit sê daar, omdat Jesus geweet het waarvanaf hy kom en waartoe hy gaan, het Jesus die vermoë gehad om in daai plek van identiteit te kan soos dien. So, ek het weet soos 'n storie rondom hierdie, want wanneer dit kom by soos identiteit, dan is die groot ding soos, is die Here lief vir jou? En almal sal sê ja. Maar baie keer dan wonder ons soos, maar is die Here regtig, hou hy van my? Jy weet, hou Jesus of God eintlik van my? En op 'n stadium het ek gestoei met hierdie, met identiteit en net soos, Here, maar wie is ek? Wie sê u is ek? En ek was op universiteit en ons het huis toe gegaan en ek was by my pa lekker televisie gekyk en ons kyk of ek kyk toe na die Trans-Agulhas rubberdak resies. Ek het niks gehad om te doen en dan kyk ek maar TV, soos daai goed. En terwyl ek soos hierdie vrae in my hart het, kyk ek nou hierdie ding en die van julle wat nie weet wat dit is net soos van Mosselbaai van Jaaglot tot by die Kaap en rubberdaks, okay, die penseldaks. En dan sit een van die ouens voor en een is besig om te ry aan die agterkant en hulle jaag uit op die strand en dan die ou wat voor sit om uithardloop tot by sulke doelpale waar hy nou uitkom. Maar toe hulle soos uitkom en hulle spring so oor daai branders, net so voordat jy die showbreak kry, toe daai boot so in die lug is. Ek sien nog in my kop en sien ek soos daai propellertjie wat so spin. Toe die boot so in die lug hang, toe langs die kamera wat besig is om dit af te neem, staan obviously die pa van een van daai soos kinders wat op daai boot is. Maar hy skree klip, hy sê, "Mooi seun!" En soos in daai oomblik is dit asof God die Vader soos oopmaak die hemele en dit soos in die waal se hart inskree. Dat hy's trots op my. Hy's soos mooi seun, soos en in daai oomblik, ek het net soos begin huil, jy weet, soos in daai oomblik het ek geweet niks wat ek doen gaan vir my identiteit gee nie. Ek is wie ek is, want God die Vader sê vir my, mooi seun. En my identiteit is nou gesetel in die feit dat ek is God se seun. Ek is sy vriend. So, dis my storie. So Jesus se identiteit het gekom, soos wat daai skrif vir ons sê, van waar hy gekom het, om te weet waarvandaan hy gekom het en waarheen hy op pad is. En wat was die uitvloeisel daarvan? Hy het gedien. Hy het sy bokkleed uitgetrek, hy het sy disippels se voete gewas. So dis my en jou respons. Dis hoe ons behoort te reageer wanneer ons identiteit van Christus kry. Te weet, dit is nou wie ek is en die uitvloeisel uit dit is 'n lewe van diensbaarheid. Ek wil vir ons 'n skrif voorhou in Romeine 12 vers 1. Nou wil ek vir julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en 'n heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat die diens van God werklik sinvol maak. So wat maak ons diens van God werklik sinvol? Is wanneer ons onsself bring as 'n lewende offer vir Christus. Ek het 'n graad 4 kind, so ons is tans weer deur die kenmerke van lewensprosesse. Iets wat lewendig is, groei. Iets wat lewendig is, beweeg. Iets wat lewendig is, reproduseer en bring meer van onsself voort. So hoe gaan ek en jy meer van onsself lewendig hou, meer reproduseer, meer groei? Ons het 'n bewustheid nodig om te weet
dat ons is geskep liggaam, siel en gees, soos wat ons kan leer in 1 Tessalonisense 5 vers 23. En wanneer ons gebore word en ons voed vir ons lewe lank ons emosies en ons vleesdimensie en ons geesdimensie word eintlik afgeskeep want ons is nie wedergebore nie, raak ons liggaam outomaties groter en ons siel word outomaties sterker en meer ontwikkel. Maar ons geesdimensie bly amper 'n bietjie agter totdat hy of jou gees lewendig gemaak word deur wedergeboorte in Christus. Totdat jy by daai dag kom wat jy kan sê, ek is 'n vriend van God, ek ken hom persoonlik. Maar dan beteken groei om ons geesdimensies sterker en sterker te maak. Dis amper soos 'n mens wat moet gaan gym en oefening kry om meer en meer kapasiteit te kan bou. So wat beteken dit om jou geeslyf 'n bietjie te laat gym en te laat oefen? Dit gaan oor woord van God leer ken, woord van God oefen, woord van God toepas. Tyd met die Here spandeer, toelaat dat daai krag van hom binne in jou identiteit vorm, jou wete vorm en jou geesdimensie sterker en sterker maak. Sodat wanneer ons met situasies in die lewe gekonfronteer word, waar ons 'n emosionele reaksie het wat nie belyn is met 'n woordreaksie nie, dat ons gees sterk genoeg is om vir ons emosionele dimensie, vir ons sielsdimensie te kan sê, wees jy nou stil, en die geesdimensie dikteer dan die rigting van ons lewe. Dawid sê so mooi, my siel wees stil. En die prentjie wat ek daar in my gedagtes kry, is ons 'n mamma is met 'n klein kindjie wat buite beheer is en skree verskriklik. Dan tel 'n mamma die kind op en sê, "Shh, mamma sê, bedaar, raak rustig." En dit is wat die skrif sê, hoe ons met ons emosies en ons sielsdimensie moet werk. Ons moet vir onsself kan optel en sê, "Shh, raak rustig, kry nou die perspektief." En dan uit daai plek uit moet ons geesdimensie vloei. So, wanneer ons begin saam dink, dit wat soos 'n lewe met rede vir jou gee, met een wat jy weet waar jy in jou pad is, en so wat ons nou beskryf het, dan die goed wat vleeslik is, weet ons, is net van nature, is nie iets wat soos, jy weet, waarde het, eintlik nie. Want niks het ewigheidswaarde, behalwe dit wat Daniel nou gesê het, wat gees geïnspireerd is nie. Jy weet, elkeen van ons, so wat ons ouer raak, dan kan jy sien, selfs dat jy al die sukses wat hierdie wêreld kan gee, bereik, of al die goed bymekaar gemaak wat hierdie wêreld vir jou kan gee, het jy gekry. Is daar nog steeds binne in jou iets wat nie lekker sit nie. Want jy weet, en ek weet, ons is so gemaak. Ons is gemaak vir iets wat groter is, as net die hier en nou. En as jy nie kan lewe met rede in daai plek van waarheen is ek op pad, wat 'n pad is wat jy soos vat na 'n plek toe van bou in iets wat ewigheidswaarde het nie, dan gaan jy altyd onvervuld voel. Jy gaan altyd soos onvervuld wees in jou werkplek, in jou familie, enige sulke goed, want ons is geskep en gemaak om iets na te streef wat groter is as onsself. So, wanneer ons soos oordink oor 'n paar vrae, dan is die eerste vraag wat ek soos vir julle wil voorhou is jy 'n persoonlike vriend van God? Dis net die vraag, soos is jy weet, by daai plek waar jy kan sê wie hy is vir jou. En nie net soos 'n ernstige ding, is nie net soos 'n hoorsê ding, afstandsonderrig van God nie, dis soos, is hy regtig jou vriend? En dis die eerste ding wat ons oor kan gesels in ons groepe. Dan, die tweede ding waaroor ons gaan praat is soos, hoe beïnvloed jou, net soos dit wat jy het in 'n vriend van God wees, hoe beïnvloed dit jou uitkyk op die lewe? Jy weet, in wie jy is en waarheen jy op pad is. Gesels 'n bietjie met mekaar rondom hoe jy soos dink, dit veronderstel is dan om jou lewe te beïnvloed, as jy dit nie op die oomblik doen nie, want dit is deel van wat ons wil bereik deur al hierdie sessies waaroor ons gesels. En dan die derde ene, hoe lyk jou lewende en heilige offer, wat jy tans vir die Here bring, of kan bring, in jou lewe? Gesels mekaar oor, wat jy voel die ding is waarin jy jou lewe kan gee, waar jy die doek kan omdraai om jou lyf, omdat jy weet wie jy is, en dan vanuit daai plek, dien jy, en jy giet jouself uit as 'n lewendige heilige offer, vir die eer van God, maar na die mense toe wat rondom jou is. Ek hoop julle gesels lekker saam.